vir ons guns sal gee. Ek vra dat U vir ons dat U vir ons sal lei vanoggend. Dat U vir ons hier waar dinge bietjie deurmekaar voel en gejaagd voel en dan het 'n mens hierdie halwe onrustigheid wat die vyand by jou wil bewerkstellig, maar dat U daai vrede en daai shalom kom bewerkstellig. En dat elke woord wat uit my mond uitkom, waar ek so lank gewag het om hierdie boek van Romeine te deel, en waar U soveel goed met my gedeel het, wat ons oor die volgende klomp weke gaan deel, waarhede wat net oppop uit U troonkamer uit, wat ons gaan deel met mekaar, en wat ons lewens glo ek, en ons uitkyk op die boek van Romeine, en ons uitkyk van die lewe vir altyd gaan verander, vir altyd. En dis daai wat ek ver oggend by U voete kom neerlê, en ek vra dat U my sal gebruik as instrument. En elkeen van ons wat voorbereiding gedoen het, en vanoggend met mekaar gaan deel wat ons voorberei, dat U Gees, U Ruach, ons almal sal vul, en dit vir ons almal sal oopbreek, sodat ons mekaar kan disipel, en by mekaar kan leer. Vader, ek bid vanoggend dat elke woord wat uit my mond uitkom, dat dit sal soos warm vuur op hierdie koue oggend en hierdie donker oggend ons manne se harte sal vul. Net soos wat die Ruach in die vorm van tonge van vuur op Shavuot uitgegiet is op die kinders en op die disippels. Maar Vader, dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat U elkeen van ons gesond hou en seën met die dinge waarmee ons elke dag bearbei en besig hou. En mag ons alles wat ons doen, nooit, nie 1 sekonde vergeet dat alles net uit U genade uit is wat dit voortvloei. In die magtige naam van Yeshua. Amen. Dankie Driekus. amper het Dis ons hier nog ook. die recording ook vergeet, maar gelukkig het ek daai handjie van Driekus gesien en ons is op recording. We are live. We are live. Elmar, baie welkom vanoggend by ons sessie. Hartlik welkom vir jou. Dis die eerste keer wat jy hier is en ons sien werklik uit om saam met jou te kuier. Baie dankie julle. Dis lekker om hier te wees. En my ou vriend Hendrik Trieter, welkom my vriend. Right, manne, kom ons laat waai. Die boek van Romeine is 'n baie kontroversiële boek, nê. Die boek van Romeine is ontsettend baie oor geskryf. Ek het al baie studies gelees en bestudeer oor die boek van Romeine. En daar's al hierdie verskillende geskrifte. Baie doktrines van kerke is gebaseer op die boek van Romeine. Um dis een van die mees gekompliseerde boeke, sê mense vir ons, in die Bybel. En daar's soveel gepraat en gestry. Onthou nou, daar's baie gestry oor die boek van Romeine. En hier op Wake Up Haggai gaan ons nie stry oor dinge nie. Ons gaan waarhede weergee. Ek sê maar net weer, ek het 'n vriend in Amerika gehad en ons het elke week by mekaar gekom en ons het gepraat oor die woord, want ons het sekere meningsverskille gehad oor die woord en die agtergrond. En die enigste ding, jy mag nie by mekaar ingechip het nie, dan moet jy 10 push-ups doen. En die ander ding wat gebeur is, jy mag ook nie enige iets aanhaal as dit nie uit die woord uit is nie. Dan moet jy sommer 20 push-ups doen. So ek dink ons gaan daai selfde reël inbring hier by die bestudering van Romeine. As jy iets aanhaal, maar dis nie in die woord nie, 20 push-ups. So dis wat ons gaan bespreek. Ons gaan hierdie interessante boek bespreek. En ek het toe sommer in noot het ek nog steeds 'n 'n slideshow of 'n screen vir ons voorberei. En daar is hy. Nee, ons gaan nie nou feedback nie. En daar is hy. En die man het die boek is geskryf deur 'n man met die naam van Shaul. Shaul. Ons ken hom as Paulus, ons ken hom as Paul, maar sy Hebreëse naam is Shaul. En Shaul het groot geword. Hy's gebore in 'n plek met die naam van Tarsus in Turkye, wat vandag in Turkye is, en hy's gebore seker so min of meer 5 jaar na die Messias. En hy het gelewe
tot 64, miskien 65 jaar na die Messias. En oorlewering en geskrifte dui daarop dat hy onthoof is in Rome en dis so hy dood is. Maar omdat Paulus, wat 'n Hebreër was, nie in Israel gebore is nie, het hy ook Romeinse burgerskap gehad. Wat beteken daar's 'n geheimpie rondom Paulus. En kom ons ontleed die geheim. Daar's 'n gebeurtenis wat beskryf word in Handelinge 9. Seker is 'n baie bekende gedeelte vir almal. Dis waar Paulus of Shaul, waar hy in die midde is van waar hy Christene of Messiane of Hebreërs of elke mens wat glo in die verlossing van Messias, het hy gevolg. En hy het self gevolg om dood te maak, gevolg om toe te sluit, gevolg om hierdie beweging, hierdie nuwe beweging van messianic geloof, van salvation in Yeshua te keer. Dis wat hy gedoen. Dis sy grootste missie gewees. Hy het tot na die hoëpriester toe gegaan en hy het gevra vir 'n skrywe sodat hy oor die hele Romeinse ryk kan gaan en die mense kan keer om in hierdie nuwe geloof betrokke te raak, kan arresteer. En terwyl hy reis, het hierdie gebeurtenis plaasgevind waar 'n lig om hom geskyn. En die lig het vir hom gesê, Shaul, Shaul, waarom vervolg jy my? En ek was my hele lewe lank, en hier kom die skok, ek was my hele lewe lank onder die indruk, dat dis waar sy naam verander is van Saulus na Paulus. Maar ek daag jou uit, gaan lees, en ek sê dit op 'n mooi manier, ek bedoel dit nie kras nie, gaan lees Handelinge 9. En asseblief, as jy iets raak sien wat ek nie raak sien nie, wys dit vir my. Maar daar's nêrens geskrywe dat sy naam verander is. Nêrens. Sy naam is nie verander nie. So 'n leuen wat met my saamgekom het van Sondagskool, menigte keer in die Sondagskool, selfs op skool, selfs in die Bybelkundeklas, selfs van die preekstoel af, was daar aangekondig dat sy naam verander is van Saulus na Paulus. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Ek sê maar om dit so kras uit te druk, maar dis die waarheid. Dis 'n leuen. En ek wil stop share want ek wil almal in die oë kyk as ek hierdie ding met ons almal deel. Dis 'n leuen. En dis leuns waarop doktrines gebaseer is wat my en jou mislei. Sy naam is Shaul. Omdat hy 'n Romeinse burger was dit die gewoonte van daardie tyd dat mense van ander lande of ander afkoms het gewoonlik 'n Romeinse naam ook gehad. So van sy geboorte af of van whenever af was sy naam ook Paulus. En ek maak dit nie op nie. Ek gaan dit uit die woord uithaal sodat ek nie 20 push-ups doen. Want dit is duidelik geskrywe in Handelinge 13 vers 9. En dan gaan dit vir ons lees. Ekskuus, ek gaan 13 vers 9. Then Shaul, also known as Paul, filled with the Ruach HaKodesh, stayed straight at him and said. En dis nie vandag belangrik wat daar gesê is nie. Maar die feit is, omdat hy Romeinse burger was, het hy die naam ook van Paulus gehad. So dis waar die kontroversie inkom van hierdie boek van Romeine. Dis waar die misinterpretasie kom van die boek van Romeine. En ons gaan nou 'n bietjie gaan na die geskiedenis toe. En ons gaan kyk na die geskiedenis. En ek wil ons aandag daarop vestig, en ek weet dis 'n lang inleiding vir die boek van Romeine, maar dit is baie belangrike dinge wat ons hier met mekaar deel, en ons gaan nou net daaroor gesels. Maar toe in Handelinge
3 het met die fees van Shavuot of Handelinge 2, skus Handelinge 2, met die fees van Shavuot het is die Heilige Gees uitgestort oor die disippels. En daardie dag het daar 3000 mense tot bekering gekom in Jerusalem. 3000. Nou, as ons na die geskiedenis gaan kyk en ek het 'n rede hoekom ek dit gaan aanhaal. Die geskiedenis wys vir ons dat al 3000 daai eerste bekeerling was van Hebreëse afkoms. Al 3000. Hulle het in verskillende wêrelddele gebly, maar hulle almal was van Hebreëse afkoms. Daarom was hulle in Jerusalem vir die fees van Shavuot, want die geskiedenis van die fees van Shavuot is dis dieselfde dag as wat die kliptafels aan Moses oorhandig is. En op daai presies dieselfde dag het die Torah van Abba Vader van kliptafels af na ons harte toe gegaan in die vorm van die Heilige Gees, the comforting counselor who will be with you forever, John 14 verse 6. En wat gebeur het, is daai 3000 mense is terug na hulle eie stede toe, en daar in hulle eie stede het hulle congregations of gemeentes gaan begin. En daarom as jy die Complete Jewish Bible gaan kyk, dan staan daar met die boek van Romeine se opskrif, to the Messianic community in Rome. Die brief is geadresseer aan die Messiaanse gemeenskap in Rome. Maar wat gebeur het, is, en ons gaan dit sien soos ons die boek bestudeer, baie belangrik, die boek is nie net vir Messiaans of Hebreërs geskryf nie. Want wat gebeur het in hierdie gemeentes, ander Gentiles, sogenaamde Gentiles, het tot bekering gekom. En die gemeentes was gevul met Hebreërs en Gentiles langs mekaar. Die meerderheid was natuurlik Hebreërs, maar die Gentiles het al hoe meer begin word. En dis die geskiedenis waarna ek en jy moet kyk, want dis die geskiedenis waar die boek van Romeine uitgeskryf is. En Shaul se oorgawe, wat toe hy hierdie boek geskryf het, was om hierdie boek te skryf vir daardie gemeente. Vir daai gemeente wat opgemaak is uit Hebreërs en opgemaak is uit Gentiles. So, as ons na dit gaan kyk, dan gaan ek gou weer share, want ek het gevra dat ons gaan lees in Galasiërs 2, Efesiërs 2, ekskuus. En in Efesiërs 2, die rede hoekom ek gevra het vir Efesiërs 2 om te lees as 'n agtergrond om voor te berei vir die boek van Romeine, sal ek sê, hier Leon, waar kom jy vandaan? Jy gaan haal die hele Bybel aan voor jy by die boek van Romeine begin, maar dis 'n baie belangrike gedeelte in Efesiërs 2. Want Efesiërs 2 verduidelik vir ons waar Shaul, ek sê amper elke keer Paulus, maar waar Shaul wys jou die mag van gewoonte, waarin 'n mens groot geword het. Waarin Shaul dan nou skryf, en daar's nie iets verkeerd om te sê Paulus nie, hoor, daar's nie iets verkeerd nie. Niemand kan jou oordeel nie. Moenie laat iemand jou oordeel nie. Dis prosesse. Maar Shaul skryf hier in Efesiërs 2 dat ons is nie spesiaal omdat ons glo nie. Ons kan nie boast oor dit nie. Ons moet nie dink ons is nou 'n step above the rest nie. Die dag as jy dit dink, is jy op gevaarsone. Ons is nie 'n step above the rest nie. Ons is genade. So ons is gekies uit genade uit. En ons harte en oë en ore is oopgemaak uit genade uit. So deur die boek van Efesiërs verduidelik Shaul dit. Hy sê onder andere in vers 8, for you have been delivered by grace through trusting. And even this is not your accomplishment, but God's gift. You were not delivered by your own actions. Therefore, no one should boast. No one. Nou, die rede hoekom ek by Efesiërs 2 begin, was in die sinagoges van daai tyd, en dit was veral 'n Hebreëse tradisie, en Petrus se droom het onder andere van dit ook ontslaag geraak. Daar was 'n skeiding, en die skeiding was bekend as Megitsa. Kom ons omkring hom net hierso, soos net 'n blou pen kry. Die Megitsa. Die Megitsa was in die sinagoge die skeiding
Dion is iemand wat ons dalk baie meer van dit kan vertel, maar die Megidsa was die skeiding tussen in die sinagoge tussen die mans en die vrouens. En die vrouens mag nie deur die Megidsa gekom het om in die sinagoge in te kom. Nou Paulus Shaul skryf hier in Efesiërs 2 dat die Gentiles en die Hebreërs wat saamgekom het in gemeentes het Yeshua met sy verlossing het hy die Megidsa kom nul en void verklaar. Hy het die Megidsa kom skeer, hy het die Megidsa kom vernietig. Daar is nie meer Megidsa nie. Daar is nie meer 'n skeiding tussen 'n Hebreër of 'n Jood en 'n Gentile. Ons is saamgevoeg. En as ons gaan kyk, Mem is die 13de letter, so dis liefde. Get is 'n nuwe begin. Jod is die aanduiding van die covenant met Abba Vader. Die Tzadi is die 16, so hy's buite die normale, in die spirituele in die spiritual, not the physical. En ons tree in by die naam van Yud Hey Wawei, wat 2 keer in sy naam voorkom. Ons gaan deur die deurgang om by Yud Hey Wawei te wees. So Jew, Gentile, Hebrew, almal is welkom in hierdie tyd om in Abba Vader se teenwoordigheid in te kom deur die bloed van Yeshua HaMashiach wat ons vrygemaak het. Ek wil hê ons moet dit baie duidelik verstaan, want dit is die agtergrond en die basis en die platform vir waarom die boek van Romeine geskryf is. Baie belangrik. En ek onthou die in Matteus en Markus waar verduidelik word dat toe Yeshua sy asem uitblaas, het die paroket, die gordyn tussen die heiligste en die allerheiligste geskeur van bo na onder. Huge ding, huge, geskeur van bo na onder. Wie het hom geskeur? Die mag en die krag van God Almagtig het hom geskeur om te sê, my kinders, julle kan deur my seun se bloed nou vir altyd na my toe kom in die allerheiligste. Dis wat daar gebeur het. En as ons daai geskiedenis vat, en ons kyk na dit alles, dan begin ons nou met die boek van Romeine. En ek het nou nie my slideshow by my nie, maar ek wil net gou dit op hierdie punt vra. As jy uitgekom het om Romeine 1 vers 1 tot 17 te lees, ek dink almal dink seker by hulle self, hoorie, ons gaan lank aan hierdie boek lees as ons sulke kort gedeeltes hanteer op 'n slag. Maar manne, hierdie is 'n baie belangrike boek. Ons kan net klein gedeeltes lees. Shaul begin die boek deur te sê, from Shaul, a slave of the Messiah, Yeshua, an emissary, because I was called and set apart for the good news of God. En ek het nuus vir ons al 7 wat vanoggend hier op Wake Up Haggai is. 7 is 'n great getal. Dankie Abba vir hierdie unieke getal van voltooiing. Ek en jy is ook geset apart. Ons is ook geroep, net so Shaul, om elke dag wat ons loop, die woord te verkondig. Ek wil 2 goed aanhaal hier. Ek het eendag hierdie waarheid gehoor. Ek dink as ek reg onthou, is dit ou Willie Els, een van ons manne op Wake Up Haggai wat dit met my gedeel het. En hy het vir my gesê, een van Moeder Teresa se favourite gesegdes was, oral waar jy gaan, spread the good news of salvation of Yeshua HaMashiach. And if necessary, use words. Dis die een ding wat ek in ons midde wil laat vandag, in ons harte. En die tweede ding, voordat ons bietjie bespreking gaan doen, is 'n dominee wat 'n groot rol in my lewe gespeel het eendag vir my gesê, jy weet, ons gaan eendag in die hemel kom. En hy glo dit. En wanneer ons daar kom, dan gaan mense vir ons kom hallo sê en dankie sê. En ons gaan nie weet hoekom sê jy vir my dankie, hoekom sê jy vir my hallo. Maar in ons aksies en in ons loop in ons lewe, het ons vir daai mense op een of ander manier 'n redding gebring deur hoe ons lewe.
So baie belangrik as ons gaan kyk na die boek van Romeine. Ek wil nog twee dingetjies uithaal voor ons bietjie gesels. Paulus skryf in vers 4 en vers 5 skryf hy he was powerfully demonstrated to be the son of God spiritually, set apart by his having been resurrected and were given the work of being an emissary, hy wat Sheol is, of on his behalf promoting trust-grounded obedience among all the Gentiles, including you who have been called by Yeshua, the Messiah. Trust-grounded obedience is 'n woord wat ek en jy moet gaan skryf oral op ons mure. Trust-grounded obedience. Want trust-grounded obedience, trust, patag, die Hebreëse woord patag, is iets wat ek en jy nie kan sien nie. Maar ons walk in daai obedience om te shema aan die Torah en net soos Yeshua sy voorbeeld te volg, shema aan die Torah en sy voorbeeld te volg en te weet dit is die obedience wat ek moet hê. En dan wil ek vanoggend afsluit om bietjie te kan gesels met vers 16. En vers 16 is die basis van ons hele studie wat ons gaan doen van die boek van Romeine. En 'n halfuur is baie kort, maar ons het die inleiding vandag hanteer en ons gaan verder gaan. Maar vers 16 sê, "For I am not ashamed of the good news." Saul skryf dit, "For I am not ashamed of the good news, since it brings salvation to all those who keep on trusting, because it's God's means of powerfully bringing salvation to those of us who keep trusting. First and foremost to Jew, but equally to Gentile." En Saul se hele basis van sy skryf van die boek van Romeine was gebaseer daarop dat hy die Gentile en die Hebrew of Jew bymekaar wil voeg. En ons gaan agterkom manne deur die boek van Romeine dat ek en jy Hebreëus is en Hebreëus word die dag as ons ons harte oorhandig aan Vader om te sê hier is ek. Yeshua is my trust. Ek doen wat John 1 verse 12 sê. I put my trust in my batag, in his person and power. Trust grounded obedience in his person and power. And through that, I was given the right to become a son of God Most High, because he gave me that right. Not because of physical impulse, human intention, but because of God. Manne, dankie. Dit was 'n lekker eerste sessie, dis 6:25. Ek wil graag vra dat ons almal deelneem aan mute asseblief en deel met ons ook wat julle ervaar het, wat jy ervaar het van vanoggend. Was daar vir jou verrassing? Was daar iemand wat op hoogte was dat Shaul se naam nooit verander het nie? Deel met ons asseblief. Ek sal sommer net eers te gaan want ek moet binnekort weer ongelukkig gaan. So as dit reg is, maar ja, nee, dit was absoluut vir my nuus dat ek was ook nog my hele lewe lank vertel oor Paul se naam het verander. En ek het eintlik nooit regtig verstaan hoekom nie. En eintlik is dit so, hoe ek nou as 'n voorbeeld net gedink het toe om dit verduidelik het is ek wel bly nie in die Noord-Kaap, ons het baie Tswanas by ons en dan die Tswanas het altyd 'n Afrikaanse naam en 'n Tswana naam. En Ja, dit het my amper okay. laat dink hoor, dit is dieselfde. Ja, Ja, Paul het maar net Paulus is net sy Romeinse naam, maar sy naam het nie verander nie en die betekenis bly dieselfde. So dit was baie insiggewend geweest en ek is eintlik baie opgewonde oor die Romeine boek, oom Leon, want dit is 'n boek wat vir my 'n taai toffie is, 'n tamaletjie, want jy dink jy verstaan hom en dan verstaan jy hom eintlik glad nie. En dan, so dit, ek sien baie uit daarna om meer dat die Romeine boek vir jou oopgebreek word, want ek het al 'n boek gelees of nie 'n boek nie, 'n boek geluister oor die Romeine, maar dit is ongelukkig baie keer 'n persoon se opinie oor Romeine en waar ons die Heilige Gees hierdie boek vir ons gaan oopbreek, gaan nogals wonderlik wees. Dit is vir my iets regtig waarna ek uitsien. ja, dankie Driekus. Ek dink vir my ook, daai is 'n baie goeie voorbeeld wat jy gee van sy naam, Shaul. En die ding wat my gepuzzle het rondom sy naam was dat
hy is nog steeds Hebreëus gewees, jy weet, so ek verstaan nie, en ons het altyd geleer is verander van Saulus na Paulus. En ek het nie geweet hoe dit kan gebeur uit 'n Hebreëse perspektief nie, maar toe dit nou oopgebreek word dat dit eintlik sy Romeinse naam was en jy nou vanoggend verduidelik het van die Tswana naam ook, dan ja, dis nogal eye-opener gewees. Ek sien ook verskriklik uit na die boek van Romeine. Ons is nou daar waar die Titanic was. Ons sien nou net die tippie van die ysberg. Ons het nog net met die tippie begin. Ons basis is net trust grounded obedience en ons basis is dat dit vir Jode en nie Jode ewe belangrik is om hierdie boek te verstaan. Dankie vir jou insette, Driekus. Enige iemand anders? Sal ek afgaan Ja, op die ek sal lys? gaan. Ja, ek sal gaan. Ek dink die tafel is goed gedek. Ek dink die tafel is al mooi gedek om 'n goeie basis vir ons te gelê het. Ons sien uit Ja. dit is Romeine, ek bedoel ons klomp soveel verskillende onderwerpe wat uiteindelik gedek word en is eintlik soos wat sê, dis eintlik so belangrik ehm dit is belangrik om te begin om te verstaan dat die boek geskryf is vir beide die Jews en Gentiles want dit gaan al die verskillende vrae wat moontlik opduik van albei kante af word eintlik in die boek geadresseer. So ek dink daai wegspringplek om eers daai basis mooi neer te gelê het is eintlik fundamenteel om die res van die boek goed te verstaan. So ja, ek sien baie uit om verder en dieper te gaan deur die boek. Ja, dankie Jakkus. Ek sien ook verskriklik uit. Ek dink dis iets wat vir my wat baie belangrik is wat jy sê is dat ons gaan by mekaar leer, nê. Ons het nie Driekus het dit ook gesê, hy het 'n menslike opinie gelees oor Romeine en ons gaan nie daar wees waar ons menslike opinies doen nie, Jakkus. So wat jy sê is baie belangrik. Ons gaan by mekaar leer oor die boek van Romeine. Ons gaan met mekaar redeneer oor die boek van Romeine. Ons gaan wat hulle noem midrash en ons gaan tipies midrash oor die boek van Romeine. So dit gaan baie meer 'n aktiewe deelname wees. Ons gaan korter stukkies behandel. Ons gaan grepe neem uit die boek van Romeine uit. Maar ons gaan vat solank as wat Abba Vader ons lei, gaan ons vat met hierdie boek van Romeine want wanneer ons klaar is met hom, moet ons nie ten dele verstaan nie, maar soos Shaul sê, ons moet ten volle verstaan. So dankie vir jou inset, Jakkus. Wie's volgende dan? Ag, ek sal sommer ietsiekie sê. Dankie wel. Ek het van oom se storie daar in die begin gehou wat oom gesê het. Dis okay om oor die Bybel, ek paraphrase nou, maar dis okay om oor die Bybel te verskil, maar jy moet jouself back, as ek dit so kan stel, deur die Bybel aan te haal. Ja. En nie jou eie opinie nie, dan doen jy sommer push-ups as jy jou eie opinie ingooi. Ek hou van daai gedeelte. Ja, ja, is belangrik. Nee, ekskuus, om kan praat. Nee, ek sê dit is belangrik dat ons woord en skrif aanhaal. En want selfs in dit is al soveel vertalings, jy weet dat dit ook verwarring kan veroorsaak. So ons moenie nou nog verdere verwarring veroorsaak. Ja. Maar die enige gedeeltjie wat vir my uitstaan het in Romeine, daai eerste stukkie wat ons moes lees, is vers 11 tot 12 wat hy sê, "For I long to see you so that I might share some spiritual gift that make you stronger, or to put it in another way, so that my being with you, that we might through the faith we share encourage each other." En ek dink baie keer in my geval as mens sê nou maar iemand gaan serve op 'n manier of raad gee of so, baie keer dink ek, jy weet, dis net hulle wat ontvang. Maar soos sal nou daar sê, dit kan wees, maar dit hoef nie te wees nie. Jy kan ook deur daai deel kan jy ook ontvang. Dis nie, it's not necessarily a one-way street. So dit was nogal vir my ironies, want mens dink, if you serve, you don't receive, maar dit is nie altyd die geval nie. Jy kan ook ontvang. Ja, Waldo, wat jy sê is baie belangrik en dankie dat jy dit deel. Dis vir my altyd die great ding. Jy weet dat daar staan die Heilige Gees werk so wonderlik, nê? En ons almal is so uniek geskape dat elke ou sal 'n ander stukkie hê wat vir hom belangrik is en ek love dit. Ek love dit dat ons dit kan deel want so leer ons by mekaar. Ek wil graag dit deel om aan te sluit by Waldo.
jy weet ons het vir baie jare het ons na Mosambiek toe gegaan en ver gery en jy's daar in Boesie en Beira in Mosambiek en jy bring die woord, jy's 'n evangelis en jy bring die woord van God aan mense en jy bring die good news net so Shaul, maar jy het 'n situasie van jy dink jy gaan hom te dien. Maar ek sê jou, as jy terugkom, huil jy vir dae lank nog wat jy terug is in jou sitkamer en in jou huis en jy in jou grand kar ry. Huil jy nog vir dae, want jy soveel het jy ontvang meer as wat jy kon gee ooit in jou lewe. So Waldo, dis absoluut spot on wat jy daar met ons deel, hoor. Hendrik, wat sê jy? Leon, ek is bang vir push-ups, so ek is nou maar net, ek luister en ek is maar in stilte, jy weet so. Ek weet jy die Apokryfe boeke het ek so 'n bietjie begin lees. Ja. Dis 'n bietjie van die punt af, maar as jy dan kyk na wat Paulus daar gedoen en bereik het en so aan, is eintlik amazing, moes hy 'n amazing persoon gewees het. So ek sien uit na die journey saam met jou om bietjie deur die Romeine boek te gaan. Ja, dis dit. Dankie, waardeer Hendrik. En dan Dion, wat sê jy? Ja, ek dink daai paraket en die wat is dit, die Mechitsa, né? Ja, Daai twee Mechitsa. vergelykings met baie Mechitsa is twee goeie goeders om saam te sit. Ja, is baie goed daai. En ek dink as mens Romeine lees of die Bybel lees, Romeine praat van die goeie boodskap, Ja, om dit mooi te uit die Bybel te verstaan wat dit beteken, 'n goeie boodskap. En ook praat van boosheid in Romeine ook. En ook dit mooi 'n goeie definisie van dit ook te kry is ook goed. Want dit is baie algemeen word gebruik boosheid, alhoewel dit nie net morele boosheid is nie. Sulke tipe. Ja, Dion, baie dankie. Ek dink dit is baie waardevol wat jy sê. Ek dink ons gaan die boek van Romeine bestudeer met die goeie wat ons daar het ontvang, maar daar's ook baie waarskuwings, nê, wat dui op die boosheid en wat ons waarsku teen die boosheid. En as ons daai boosheid entertain, dan is dit maar soos 'n boontjie wat groei binne in ons, nê. Hy word al hoe groter en jy kan dit naderhand nie uit jou gedagtes uitkry nie. So ja, ons moet daai boosheid in die kiem smoor voordat hy nog 'n vatplek het. Ja. Dankie vir jou insette. En dan Elmar, ek het jou nie as prins gehou tot laaste om druk op jou te sit nie, maar ek wil graag hoor hoe het jy jou eerste sessie ervaar? Ja, ek het nie veel om by te laat nie. Het het glad nie gegaan soos ek gedink het gaan nie. Ek het glad nie gedink ons gaan hoor Paulus se naam het eintlik nooit verander nie. Maar as dit is hoe dit gaan, dan sien ek baie uit vir hierdie reeks en dit wat ek dink ek weet om dit heeltemal te kom verander en net soos die woord op te breek. So ja, ek is baie opgewonde. Ag, dankie. Ons waardeer jou en jy moet asseblief jy moet vrymoedigheid hê om enigiets te deel en as jy voel dat jy van die manne mee individueel wil chat, is jy welkom om so ook te doen. Dit is vir ons belangrik om met mekaar te enige tye tot bystand van mekaar daar te kan wees en ook om saam te bid, manne. So ons groep begin baie lekker intiem raak en ons begin baie goed met mekaar deel. So ek wil 'n beroep op ons almal doen hier net na Elmar en ek wil vra dat wanneer jy gebed nodig het, ons het nie nodig om vir mekaar altyd detail te gee nie. As jy voel om detail te gee, is jy baie welkom. Maar wanneer ons as manne gebed nodig het, ek wil regtig hê ons moet op 'n plek kom waar ons as manne vir mekaar 'n boodskap kan stuur en kan sê, manne, bid vir my. So ietsie waaroor ek wil hê ons moet so 'n bietjie dink is om ons intieme groep, ons het nou die groot groep van Wake Up Haggai en daar's 51 manne daarop en daar's baie keer manne wat dormant is daarop en dis nog nooit in my hart gewees om daai groep toe te maak of manne wat dormant is net af te haal. Want ons kan nooit daai judgement maak nie, want daar's 'n ou wat 'n boodskap daarop kry en daai boodskap wat hy daarop kry maak sy dag. En dis hoekom ons daai groep so groot hou.
Maar as jy 'n kleiner intieme groepie wil hê wat net vir ons 'n gebedsgroep is, vir ons manne wat gereeld by mekaar kom, dan kan ons so iets ook oorweeg. So bid asseblief daaroor en as die Ruach ons lei, dan sal ons dit doen, maar daar's geen manier wat ek in my hart oortuig voel of enigstens belangstel om die groot groep toe te maak nie, want ons doen nog steeds ons disippelskap in die groot groep. So manne, baie dankie vir alles. Dankie vir julle teenwoordigheid. Is lekker koud en donker nog buite, so die van julle wat nog julle pyjamas aan het, klim maar terug in die bed. Maar die ander manne, ek gaan nou vir lekker koffie aan mekaar sit en lekker koffie drink en dankie, my hart is warm vir julle almal. Dankie manne. Shalom vir julle. Nee, shalom, shalom. Dankie Dankie Leon, manne. Alright, tot ziens. Geseënde dag. Dankie.